Goeiedag aan julle almal. Baie lekker dat julle ingeskakel is hier by die NG Kerk De Duin hier in Port Elizabeth. En baie dankie dat julle ook die afgelope ruk saam met die gemeente gestap het oor die reisplan van God vir sy gestuurdes uit Lukas 10. Ons eindig vandag hier die reeks van 6 dienste, eindig ons vandag met die 6de deel vanuit Lukas hoofstuk 10. Baie welkom en almal vir julle, mag die Here vandag vir jou op 'n baie besondere manier aanraak en mag jy ook vandag die ervaring hê dat die Gees van God jou nie los nie, maar dat die Here jou ook dring om een van sy gestuurdes in hierdie wêreld te wees. Die waardes van die gemeente is 'n waardegedrewe gemeente, en in die gemeente werk ons met 6 waardes. Hierdie hele deur in Lukas 10 en die gestuurdheid sluit aan by waarde 5 en waarde 6 van die gemeente. Vandag gaan ons dan ook veral oor die koninkryk of die koningsheerskappy van God 'n paar gedagtes met mekaar wissel. Die gemeente min of meer lyk so. Die boom is die boom wat eintlik ons basis vorm, die boom wat by waterstrome staan en wat sy vrugte dra op sy tyd, en waar ons in die gemeente ook vir mense opspoor, aanspoor, bemoedig om by die waterstroom te gaan leef, luisterend by die waterstroom te gaan staan as 'n boom. Julle sal ook sien hier in die rangskikking hierdie kant van my, is daar ook so 'n boom wat aan die kruis vasgemaak is en wat ook vir ons iets symboliseer van die gemeente. Die gemeente se rede vir bestaan is dat die Here ons geroep het en dat die Here ons stuur. Tussen die roep en stuur het ons hierdie jaar ook die ander 2 woorde ingevoeg wat in Lukas 9 staan, en dit is die woord versamel. Hy roep ons en versamel ons, en hy vorm ons om ons te stuur. Julle sal sien die 4 woorde kom uit Lukas 9 vers 1 en 2, die woorde geroep, versamel, gevorm en gestuur. Ons bid altyd in die gemeente, elke Sondag, elke week, is die 5 sake waarvoor ons bid. En ek wil graag ook vir jou nooi wat aanlyn is, om selfs miskien nou jou uitsending bietjie te stop, en hierdie 5 sake by die Here te kom neersit. Ons glo dat gebed verander sake, en dat, hoewel ons gebed in sigself nie krag het nie, is ons gebed 'n noodroep, dat God se krag tot werklikheid moet kom en sigbaar ook sal word. En Here, daarom wil ons graag vandag bid vir hierdie 5 sake. En sonder dat ons vandag regtig in detail ingaan in elkeen van hulle, want u ken dit, wil ons graag maar weer vandag bid vir die hele COVID-19 verwante saak, gesondheidswerkers, eensame mense wat siek is, mense wat selfs familielede of vriende verloor het deur COVID-19. Here, u hoor ook hoe dat mense sê van 'n tweede vlaag, en ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar u weet, daarom kom ons na u toe, ook hieroor. Here, ons wil bid vir ons landbou, die hele omgewing, landbouomgewing, mense, boere. Ja, Here, u weet ook van alles wat hierdie landbougemeenskap bedreig. Dit is nie altyd veilig nie, dit is droog, brande. U weet dit, Here, ons sit dit by u neer. Ons bid vir ons land, ons regering, ons leiers, politieke leiers, kerklike leiers, skoolleiers, universiteitsleiers, ander leiers, besigheidsleiers, ekonomiese leiers. Ons is in u hande, Here, maar op 'n manier wil ons ook bid dat in die mate waarin ons in ons leiers se hande is, u ook ons leiers sal sterk maak in u wil. Ons bid vir die kerk. Here, nie net die kerk
waarin ons hier in Port Elizabeth behoort, die gemeente nie, maar daar's baie kerke en baie gemeentes wat in hierdie tyd sulke belangrike rolle speel. Ons bid vir ons jonger mense, eksamens wat geskrywe word. Ons bid Here vir 'n skoolportaal wat op 'n ander manier as gevolg van COVID-19 geleef word. Ons bid dat U vir elke leerkrag en elke leerder ook in hierdie tyd sal begenadig om hulle beste te lewe. En dat U ook ons skole en ons universiteite plekke sal maak waarin mense bedag is op COVID-19 en veilig sal wees. As ons hiervoor bid, Here, dan bid ons hiervoor, omdat ons weet hierdie land en sy mense behoort aan U. En hulle wat nie aan U behoort nie, hulle wat nog nie die keuse vir U gemaak het nie, en waar daar nog misdaad is, en waar hulle harte nog vol sonde is, bid ons vir bekering. En bid ons dat mense ietsie sal verstaan van toe U mense gemaak het, het U hulle kosbaar gemaak, waardevol. En dat 'n mens nie sommer net iemand se lewe kan neem oor jou eie selfsugtigheid of hebsug nie. Ons bid vir 'n omdraai in hierdie land. Dankie dat ons dit kan bid van U, in Jesus se naam. Amen. Die Here ontmoet jou vandag, en hy groet vir jou, op sy eie unieke manier. Ek kan my aandink dat toe Jesus daar die verhaal vertel van die verlore seun, en die verlore seun wat sy eie roete geloop het, sy eie koers gegaan het, en toe besluit hy gaan terug na my pa toe. Toe hy nog so ver aankom, het sy pa hom gesien. En ek kan my 'n prentjie maak om te sien, bly sy pa was. En hoe sy pa in sy ouderdom na die seun toe gehardloop het, sy hande uitgesteek het, om hom hels het, en hom verwelkom het. En dis wat die Here ook vanmôre met jou wil doen. Hy het jou gesien, hy het gesien jy staan op, en hy het gesien jy wil deel wees van sy geloofsgemeenskap. En hy steek sy hande uit na jou, en hy kom verwelkom jou vandag. En hy kom sê vir jou, jy's tuis by hom. Sy liefde, genade en vrede, laat jou tuis voel. Amen. En na hierdie dinge het die Here weer 72 ander aangestel, en hulle 2 voor hom uitgestuur, na elke stad en plek waar hy sou kom. Hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy die arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan, kyk ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers vrede vir hierdie huis. Ons het laas weer daaroor gesels. Nou, vandag se deel. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit tot julle terugkeer. Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word, en maak die siekes gesond daarin, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Die koninkryk van God het naby julle gekom. Maar in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op sy strate, en sê selfs die stof wat in julle stad aan ons kleef, vee ons af. Maar tog moet julle weet dat die koninkryk van God naby aan julle gekom het. Kom, ons gaan gou terug, vers 9, die koninkryk van God het naby julle gekom. Vers 11, die koninkryk van God het naby aan julle gekom.
En ek sê vir julle, vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die dag as vir daardie stad. Die fokus vandag val dus op die woord koninkryk. Die lande is wit, die arbeiders is min, en die arbeiders het 'n taak om vrede te gaan gee en die fokus in te bring op die koninkryk. En daar is hierdie pragtige lied in die liedboek, wat ons sê, soek allereers die koninkryk. Ons fokus op die koninkryk in hierdie lied. Soek allereers, bo alles, soek die koninkryk van God. Hierdie lied help ons dus om net hierdie twee tekste in Lukas 10, soek die koninkryk van God, om bietjie uit te lig, ons gedagtes daarby vas te maak. Waar die vorige gedeelte eintlik die brug gebou het tussen gasvryheid en vrede, of jy sou ook anders kon sê, tussen vrede en gasvryheid, want 'n brug het ons nou altyd twee punte, en nou hang dit maar af van watter kant af jy ry, maar daai brug is doodgewoon 'n brug omdat hy aan twee kante vas is en 'n kloof oorbrug. Nou kom hierdie teks in Lukas 10 en kom sê vir ons gasvryheid en vrede. Dis die brug. Dis die brug om mense oor te neem vir die koninkryk. Hierdie brug fokus is eintlik die, kan ons maar sê, die ankerpunte vir 'n koninkryksbediening. Vrede en gasvryheid. En waar hy nou opgehou het met gasvryheid, is dit kompleet asof in vers 8 die hele gasvryheidsding weer op die tafel kom. Of Jesus weer wil beklemtoon van hierdie gasvryheid ding. As jy in 'n dorp kom en die dorp verwelkom julle, met ander woorde, die man van vrede, verlede keer, die man van vrede is daar, en julle ervaar vrede, en die man van vrede laat julle tuis kom, laat julle tuis wees. En julle gaan bly in 'n huis, eet wat vir julle voorgesit word. Ek onthou baie jare terug,
toe is ek saam met 'n klomp studente hier in die Transkei en ons het 'n boukamp, 'n werkerskamp gaan hou. En daar aan die ander kant by Entkobo het ons 'n plek gebou. En toe ons klaar die plek gebou het, toe is daar 'n Sondag afsluiting saam met die plaaslike bevolking en die dominee wat daar gewerk het en ons. 'n Sondag afsluiting want ons oorhandig soort van dit wat ons gedoen het aan die plaaslike bevolking en daar word nagmaal gevier en ons is almal bymekaar. En hoewel dit Julie vakansie was dit nogals 'n bietjie van 'n warmerige dag. En buite is daar tafels neergesit en al die mense in die omgewing het kos gebring. Maar nou soos die meeste mense van julle weet, as 'n mens nou daar 'n diens gaan hou, dan vat dit nou nogal 'n lang ruk, want dis die preek, dis die nagmaal, dis die doop, dis al hierdie klas goed wat gebeur, en daarna eet jy. En uit die liefde van haar hart het 'n vrou 'n skinkbord gebring met net so groot hoender op. Net so, massiewe hoender. En sy het die hoender gebring en buite op die tafel neergesit. Want ons nou nie yskaste nie. En die hoender daar neergesit. En die hoender is 2 of 3 ure later is die hoender gesny en geëet nadat dit vir 2-3 ure op die tafel gestaan het buite in die hitte. En die son het al 'n bietjie gedraai, die skadu van die boom het nou nie meer so lekker die hoender koel gehou nie. En toe word die hoender aan ons uitgedeel. Nou wat kan ons nou doen? Ons kan nie nou hierdie gasvryheid wegwys nie. En hier staan die teks van eet maar wat aan julle voorgesit word. Vriende, dit was 'n hoender om te eet. Moet nou nie 'n fout maak nie. Ons het hierdie hoender in geloof geëet. Nie een van ons het gelukkig op die ou en siek geword nie. Maar dalk het ons bietjie mooi verstaan wat die teks beteken eet wat aan julle voorgesit word. Dis deel van gasvryheid. Baie keer in terme van gasvryheid moet ons soms buite ons gemaksones beweeg. Dikwels moet ons bereid wees om in gasvryheid iets raak te sien van ons het ook nodig om te leer deur ervaring. Want as ons gasvryheid moet gaan betoon, het ons nodig om mense se gasvryheid ook te ontvang. En dikwels is hierdie gasvryheid nie vir my altyd gemaklik nie. Maar jou gasheer en gasvrou wil jou bederf. Hulle wil vir jou omgee. En as Jesus hier weer praat oor gasvryheid, dan wil hy doodgewoon sê, ons verstaan nie altyd die vreemdelinge se kultuur nie. Ons verstaan nie altyd hulle wêreld nie. Ons verstaan nie altyd wat hulle behoeftes is nie. Maar met 'n stuk gasvryheid en 'n uitvind en 'n saamloop met mense, wen ons dikwels vreemdelinge se harte. As jy vir iemand wat nie langs jou intrek, 'n sjokolade gaan gee of 'n pakkie koffie gaan gee, dan weet jy nie of hulle sjokolade eet en jy weet nie of hulle koffie drink nie, maar ten minste het jy iets van jou hart af vir hulle gedemonstreer. En dis wat Jesus hier vir sy disippels leer. Eet wat aan julle voorgesit word. Jou gasheer en jou gasvrou, of die persoon wat dit vir jou gegee het, ken nie al jou smaak en al jou geite nie.
Maar ontvang dit, want dit word vir jou gegee uit liefde. Gasvryheid se hart is liefde. Om vreemdelinge lief te hê, om mense wat jy nie ken nie, net soos Jesus, te gaan bedien. Dis gasvryheid. Een van die aspekte van gasvryheid wat uitgelig word in die gedeelte en ook in Lukas 9 uitgelig word, is die waar daar staan, maak die siekes gesond. In ons moderne tyd, in die tyd waarin ons vandag leef, het dit nou al baie deegliker duidelik geword, dat daar 'n verband, baie keer 'n verband is tussen siektes, fisiese siektes en emosionele siektes, emosionele hartseer en pyne wat vir my siektes gee. As hier geskrywe staan, maak die siekes gesond, dan gaan dit nie maar net daaroor om vir iemand 'n pilletjie te gee nie. Dit gaan daaroor om iemand se totale menswees raak te sien. Om raak te sien dat iemand bedsere het, wat 'n bietjie versorging nodig het. Dat iemand honger is en 'n bietjie kos nodig het. Want die hongeriges is ook siek. Hulle kry nie gesonde kos nie. En hulle wat hartseer is, wat huil, se trane 'n bietjie af te vee, want dit is emosioneel siek. Om 'n mens se oë te kan begin kyk. En dikwels is hierdie siekes gesond maak, heeltemal binne jou en my vermoë, om iemand wat versorging nodig het, te gaan versorg. In hierdie afgelope ruk, lockdown tyd, het 'n mens 'n klomp goed ontdek, elkeen van ons het klomp goed ontdek. Een van die goed wat ek ontdek het, en baie ander ook, is dat 'n mens oor 'n telefoon ook vir mense kan bid. Dat jy siekes gesond kan maak met 'n gebed oor 'n telefoon. Dat jy siekes gesond kan maak deur in sy of haar posbus 'n briefie van bemoediging of 'n kaartjie van bemoediging te kan skryf. Dis wat Jesus sê, 'n gestuurde is nie noodwendig altyd iemand wat preek nie. 'n Gestuurde is iemand wat iemand anders se wêreld 'n bietjie wil betree in die lig van verlede week, onder 'n trekker saam met iemand gaan inkruip. En iemand se vuil klere verstaan. Dis gestuurdheid. Om langs iemand se bed te gaan sit, wat siek is, wat hartseer is, wat pyn het. Om 'n kind op 'n mooi manier, bietjie 'n kind vas te hou, dalk 'n kind se kop te vryf, dalk 'n kind se hartseer oë te sien. En so sal ons kan aangaan. Want waarmee is ons besig as ons dit doen? Ons is gestuurdes. Ja, ons gaan oor hierdie brug, klim ons. En hierdie brug lei na die koninkryk van God, hoe vers 9 en vers 11. Ons is besig met koninkrykswerk. Die koninkryk is daar waar God koning is. En daar waar hy koning is, daar is hy reeds aan die werk. Daarom is God besig om daar waar hy besig is, koninkryk te bou. En al wat ons doen, is ons sluit aan by dit waarmee God besig is, as hy koninkryk bou, en ons bou saam.
Ons bou saam aan dit waarmee God besig is, waar hy aan die werk is. En as jy gaan dink in die Bybel, hoeveel keer het God koninkryk stories vertel? Elke gelykenis wat hy vertel het, vertel 'n aspek van die koninkryk, van waar hy koning is. En hy vertel stories van waar hy koning is, as hy die arm weduwee se seun gesond maak, lewendig maak. En hy vertel stories oor die koninkryk, as hy vertel, daar by die stadspoort, hoe dat hy stop, en met Matteus, Leefi, 'n gesprek kry. En as hy stop by 'n vyeboom, en as hy stop by die Fariseërs en die Sadduseërs, en as hy stop en vir die kinders kom sê, kom, julle is die belangrikste in die koninkryk, kom sit op my skoot. Dis maniere hoe God die koninkryk bou. En hy vra van ons, sluit aan daarby, die koninkryk is die mense om jou ook. Jy bou die koninkryk, as jy met die mense om jou omgaan, op 'n manier van vrede en gasvryheid, om hulle gehelp fokus te kry op die God van die koninkryk. Ek wonder of ons genoeg verstaan, hier aan die einde van 2020, dat hierdie jaar, al was dit 'n ongemaklike jaar vir sommiges, was God steeds aan die werk. En het God steeds koninkryksgeleenthede vir ons geskep, meer as nog ooit in die verlede. Miskien het hy ons weer laat raak sien die waarde van verhoudings, die waarde van saamwees toe ons alleen was, ingeperk was. Miskien het hy ons weer laat verstaan hoe nodig ons mekaar het, om saam te reis op pad na sy koninkryk. En dan eindig hierdie gedeelte. En hierdie gedeelte sê, ja, as 'n dorp julle ontvang, of nie ontvang nie, vee die stof van julle voete af. Gaan. Dis tyd om te gaan. As hulle nie die God van die koninkryk wil ontmoet nie. Nou kyk, nou moet ons baie versigtig wees. Die teks sê nie, dat ons nou sommer so vinnig, net so 'n blik gooi op alles, en dan vat ons goed en ons loop nie. Hulle het in elk geval nie eers goed saamgevat om te loop nie. Dis nie wat die teks sê. Die teks sê, erns het jy geloofsonderskeiding nodig. Geloofsonderskeiding is om so naby God te leef, naby die koninkryksgod te leef, dat jy kan onderskei. Dat jy kan onderskei, wanneer moet ek gaan, want daar's ander wat wag. Wanneer kan ek nie langer die tyd verspil nie, daar's ander wat wag. En wanneer het ek nodig om nog saad te saai? Stof afskud beteken nie dat jy vir niemand meer omgee nie. Stof afskud beteken nie dat die mense by wie jy dalk moet stof afskud, dat jy nie meer vir hulle omgee nie. Maar erns kan ek nie ander mense se verantwoordelikheid dra nie. Ek het nodig, ja natuurlik, nodig om my kant te bring, om na die beste van my vermoë die saad te saai, gasvry te wees, vrede te dra. Ons gee partykeer te vinnig moed op. God is nog besig, dan gaan ons al aan.
Ek dink wat jou sal help in hierdie hele gedeelte is om te weet, daar's 'n verskil tussen don't care, care en carry. As gelowige mense, don't care ons nie vir mense nie. Jesus het nie vir ons gedon't care nie. Maar ongelukkig het ons ergens nooit geleer dat daar 'n verskil is tussen care en carry. En dink ons dat as ons carry, dat ons care. En as ons care, dan beteken dit gaan ons carry. Natuurlik by 'n babatjie is mos nou anders. Daar carry ons mos nou tot wat groot is. Maar as ergens 'n plek waar mense verantwoordelikheid moet begin aanvaar, en kan ek nie vir hulle carry nie, want dan vat ek nie verantwoordelikheid. Care beteken, ek gee vir hom om, terwyl hy sy verantwoordelikheid vat. Carry beteken ek vat die volledige verantwoordelikheid, en gee iemand anders vir jou die skuld, as jy nie goed genoeg verantwoordelikheid gevat het nie. As ek in die straat sou verbyloop, en hier sit 'n ou langs die pad en hy bedel vir 'n bietjie kos, dan sal ek mos don't care, maak of ek hom nie sien. Maar ek kan ook carry, deur vir hom te sê, sit jy nou net doodstil hier. Ek gaan nou huis toe, ek gaan nou vir jou lekker kos maak, ek gaan nou vir jou 'n lekker visie bak, en ek gaan vir jou chips maak, sit net hier en bring dit vir jou. En dan kla hy as die vis koud is en die chips het hard geword. Maar care beteken dat ek vir hom sê, ek gaan vir jou visstop bring, ek gaan vir jou aas bring, gou vang jy vir ons die vis, en dan kom maak ons dit saam gaar. En dis wat Jesus hier praat. Hy sê as mense niks vir jou wil weet nie, hulle wil nie saamkom visvang nie, nie saamkom span, saamkom kos maak nie. Dan moet jy jouself die vraag regtig afvra in jou reisprogram, in jou opleidingsprogram. Is daar nie ander mense na wie toe ek moet gaan? Stuur God my net na hom toe, of na haar toe? Of stuur God my na 'n wêreld toe? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Ja, hy het vir jou lief, hy het vir my lief, en hy wil nie hê dat een persoon verlore moet gaan nie, maar jy en ek is hy gestuurdes na 'n wêreld toe. Here, ons wil graag aan die einde van hierdie reeks oor gestuurdheid vir u vra, laat ons met geloofsonderskeiding leef. Laat ons in hierdie wêreld so fyn op u ingestel wees, dat ons sal weet na wie toe u ons stuur, of dit kinders is, of ouer mense is, of gesinne, of dalk my werksomgewing, of wat ook al, maar dat ons fyn ingestem sal wees oor waarheen u ons stuur. Hier is ons, Here, gebruik ons, en ons kom buig voor u, wat na die wêreld gekom het, na stikkende mense toe, om vir stikkende mense hoop te bring. Dat u gekom het na die wêreld toe, na almal toe, om vir hulle hoop te bring. U die wêreld so lief gehad. Here, daar's mense wat u nie terug lief het nie, en dis nie u skuld nie. Dis nie wat sommiges verkies en ander nie verkies nie. U het almal lief. Dis mense wat u kies of nie kies nie. Maak ons gewillig, Here, asseblief, om in hierdie wêreld met vrede en met gasvryheid in die oes in te stap en u arbeiders te gaan wees.
Amen. Michael Card sing hierdie eerlike en heerlike lied oor die koninkryk van God. Ek wil vir jou vra mooi hierna te luister. In die lied is daar 'n paar Hebreëse woorde wat Michael Card invoeg. El Shaddai, wat beteken God van die hemel. El Elyon Adonai, wat beteken God die Allerhoogste. Adonai, wat beteken God met majesteit, met koninkryksheerskappy, maar sag en met deernis. Hy's 'n koning met sagtheid en deernis. Erkamkana, wat beteken, ek het u lief, o Here, u sagtheid en u deernis het my oorrompel. U sagtheid en u deernis het my verander. Adonai plus Erkamkana beteken eintlik, u is nog meer verhewe as die Allerhoogste, en ek het vir u so lief. Dit is kompleet asof Michael Card, as hy hierdie lied sing, half op 'n manier die emosie verwoord wat in hierdie lied na vore kom. Ek nooi jou uit om te luister na hierdie lied en dis ons laaste lied waarmee ons reeks afsluit waarin ons voor die God gaan buig wat met sagtheid en deernis na mense kyk en ons stuur omdat ons die bevoorregtes is, hy het ons lief, waarom ook te gaan lief hê. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham, and by the power of your hand, turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people failed to see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power
age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Eloheinu Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Die oes is groot, die arbeiders min. Daar in jou wêreld is 'n oes. Dalk is jy die enigste arbeider in daardie oes. Hy stuur jou, maar hy stuur jou na waar hy klaar is, en waar hy klaar aan die werk is. Hy stuur jou om by hom aan te sluit met dit waarmee hy besig is. Daarom ontvang sy liefde, sy genade en sy vrede.